is bedoel om ons opnuut weer te herinner daaraan dat God sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het. God stuur sy seun na hierdie wêreld toe wat eintlik absoluut chaoties is. 'n Wêreld wat deurmekaar is. 'n Wêreld wat as te ware aan flarde lê, met 'n klomp lostoue. 'n Wêreld wat stikkend is. God stuur sy seun na hierdie wêreld toe. Hierdie wêreld om vir hierdie wêreld te kom wys dat God anders is. 'n Nuwe prentjie vir die wêreld van God te kom wys. Vir die wêreld te kom wys hoe lyk God se hart werklik. God stuur sy seun na hierdie wêreld toe om vir die wêreld te wys dat God is nie heeltyd daarop uit om ons net konstant te veroordeel en te kyk waar hy ons kan straf vir goed wat ons verkeerd doen. En die mooiste voorbeeld daarvan is toe die Here Jesus Christus self, 'n vrou wat op owerstel betrap is en wat volgens die wet, volgens die straf van daardie tyd met klippe doodgegooi moes word. Hoe hy haar gered het deur vir die Fariseërs en vir die familiehoofde te sê, maar laat jy wat jy skoon geweet het, die eerste klip op haar gooi. En dan draai almal om en loop weg. God veroordeel nie mense. Maar God gee vir mense nuwe lewe. En dis vir die Here Jesus Christus hier op aarde vir ons kom wys. Dis hoekom God sy seun na ons toe gestuur het. God gee vir mense nuwe lewe. Deurdat Jesus Christus hoeveel mense genees van allerlei siektes. Verlamdes kon weer loop. Blindes kon weer sien. Dowes kon weer hoor en so talle voorbeelde noem. God stuur sy seun na hierdie wêreld toe om vir hierdie wêreld vir mense te kom wys dat God wil hulle beskerm. Net soos wat Jesus sy disippels beskerm het. Toe daar 'n storm losbars wat dreig om sy disippels te vernietig. En hoe God daardie storm stil maak. So maak God storms van gevare elke dag in mense se lewens stil. God wil vir mense versorg. Soos ons sien aan die hand van Jesus, wat duisende mense kos gee, met net 2 visse en 5 broodjies. Jesus Christus kom wys vir die wêreld hoe God lyk. Wie God is, wat God doen. God stuur sy seun na hierdie wêreld toe met die blye evangelie boodskap van hoop en van verlossing. Hy stuur sy seun met die boodskap van hoop in 'n wêreld wat hopeloos is. Hy stuur sy seun met die boodskap van 'n ewige lewe in 'n wêreld wat alles maar net tydelik is. Hy stuur sy seun met die boodskap van liefde na 'n wêreld wat gebroken is, wat stikkend is, waar mense hartseer beleef, waar mense teleurstellings beleef, waar mense op hopelose vlakte is. Die lydingstyd herinner ons dat God sy seun stuur om vir ons 'n nuwe boodskap te bring. Maar tog wou die wêreld nie hierdie boodskap hoor nie. Die wêreld wou nie hierdie boodskap aanvaar nie. En juis om daardie rede gaan Jesus aan hoe nader na Jerusalem toe in die lydingstyd. En eindig dit hier met die 6de lydingsweek op Palm Sondag, wat ons nou volgende Sondag vier. Wat ons opnuut weer terugdink aan Jesus se intog in Jerusalem in die hart van die godsdienste, in die hart waar die tempel van God staan. En is tog as gevolg van dit dat ons terugdink aan daardie droewige Vrydag, toe die seun wat God na hierdie wêreld toe gestuur het, aan 'n kruis vasgeslaan is en gesterf het. Maar dit alles het gebeur sodat een my geloof gebore kon word. Ons geloof dat Jesus Christus 3 dae later op daardie Sondag, Paasondag, opgestaan het uit die dood uit. Dat hy op daardie manier vir ons die dood oorwin het, sodat ons vir ewig kan leef. Ons geloof wat vir ons hoop gee, hierdie hopelose wêreld. Ons geloof wat vir ons 'n ander prentjie van God gee. 'n God van liefde, 'n God van omgee, 'n God van deernis. Dis hierdie geloof wat u en ek bely, wat vir ons leer dat God is liefde. Liefde broers en susters, kom ons staan daarom vanoggend
en dan bely ons saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaan het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Oor die ganse aarde. Hoe wonderlik is dit om in U te mag glo. En U te mag glo in 'n wêreld waarin ons leef wat gebroken is, wat stikkend is, wat besaai is met hartseer, teleurstelling, met haat, met oorlog, met vernietiging, met mense wat ander marginaliseer. Ons weet, Here, dat U is almagtig. U is die God wat nog altyd daar was en vir altyd daar sal wees. En hoe wonderlik is dit nie, om vandag in U naam en in U teenwoordigheid in U huis saam te mag wees nie. Dankie Here vir U goedheid, U liefde, U onbeskryflike groot genade, wat ons elke dag bystaan, wat ons elke dag versorg, wat ons elke dag beskerm en wat daagliks aan ons hoop gee. Hierdie wêreld wat hooploos is. Hierdie wêreld waar niks vir altyd is nie, maar wat alles maar net tydelik is. Hierdie wêreld, Here, waar U liefde soveel kere tekort sien. Ons dankie, Here, vir die versorging elke dag. Daardie versorging wat ons hierdie week opnuut weer beleef het in die vorm van reën. Dankie, Here, dat ons elke dag genoeg het om te eet. 'n warm bed het om in te slaap, klere om aan te trek. Dit alles is U versorging wat ons daagliks bystaan. Dankie Here dat U ons elke dag beskerm. Gegee in 'n wêreld en in 'n land waar ons so baie keer die teken word van misdaad. Die teken word van mense se wreedheid. Dankie Here dat U vir ons in die bres tree. Dat die hand van bewaring oor ons is. Ons kom in diepe afhanklikheid vandag na U toe. Want Here, U ken elkeen van ons op U naam. U het elke haar op elkeen van ons se koppe getel. U weet, Here, waarmee ons in ons harte worstel. U ken ons vrese, ons bekommernisse, selfs ons hartseer. Ons gebed is, Here, dat hier waar ons lewe so baie keer sinneloos lyk, waar ons lewe so baie keer na absolute chaos lyk, waar ons lewe so baie keer net lyk soos 'n klomp los drade, waarvan niemand kan sin maak nie. Gee U vir ons leiding deur U Gees. Beskerm ons, Here, en dra ons om tog die groter prentjie te sien wat U wil hê ons moet sien. Gee vir ons nuwe perspektief, nuwe oë waarmee ons na hierdie lewe, na die gebeure in hierdie lewe mag kyk. Ons kom pleit by U, Here,
dat hierdie erediens sal strek tot eer verheerliking van U naam, maar so ook tot die opbou van ons geloof in U liefde, U goedheid en in U groot genade. Dit bid ons in naam van Jesus Christus, Hy wat vir ons kom wys het, lief hy ons het. Amen. Geliefde broers en susters, mag daar vir U genade en vrede en oorvloed wees, deur die kennis van God en van Jesus Christus ons Here. Amen. Testament in die eerste brief wat Paulus geskryf het aan die gelowiges in Korinthe. Ons gaan daar uit die baie bekende hoofstuk 13 uitlees. Skriflesing 1 Korintiërs hoofstuk 13 waar hy juist handel oor die liefde. Maar ons gaan hier net vers 11 en vers 12 van 1 Korintiërs 13 saam lees. Daar skryf Paulus: "Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ons net gedeeltelik, maar eendag sal ons ten volle ken, soos God my ten volle ken." Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Die Here Jesus self sê dat elkeen wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval. Vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk. Maar tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. Oh
in ons Here Jesus Christus, ek dink baie van julle wat vanoggend hier is, ken borduurwerk. Nou ek praat nie van borduurwerk wat noodwendig te maak het met die naam of 'n embleem wat op 'n hemp of op 'n baadjie geborduur word nie. Party mense doen borduurwerk om letterlik skilderye met naald en garing of wol te maak. Ek het vanoggend vir julle 'n prentjie saamgebring van so 'n stukkie borduurwerk waar iemand besig is om 'n blommetjie te borduur. Nou as ons nog kyk na daardie borduurwerk, dan sien ons dis eintlik 'n pragtige prentjie. Al hierdie verskillende blomme met verskillende kleure, hierdie verskillende patrone en vorms wat sigbaar is in hierdie prentjie. Dit lyk baie netjies. Mens kan amper as mens kyk na dit sê, maar borduurwerk is selfs 'n vorm van kuns, so skilder of beeldhouwerk 'n vorm van kuns is. Want borduurwerk verg vaardigheid. Dit verg vernuf met naald en garing om iets so pragtigs van dit te gaan maak. Maar wanneer ons hierdie selfde borduurwerk vat en ons draai dit net om, dan lyk dit die teenoorgestelde. Ons sal nou sien op daardie prentjie. Dit lyk glad nie soos die prentjie. Ek het nog sien dat dit lyk eintlik 'n absolute chaos wat op daardie lamp besig is om te gebeur. Daar's geen patroon. Daar's geen vorm. Dit lyk net soos 'n klomp drade wat op daardie lamp ingewerk is. Dit lyk amper asof hierdie borduurwerk, of die persoon wat besig is met die borduurwerk, nie weet wat hulle doen nie, en asof hierdie borduurwerk hoegenaamd glad nie gaan uitwerk nie. Veral wanneer ons dit langs mekaar stel, soos in die volgende skyf, dan sien ons die voorkant en die agterkant lyk glad nie dieselfde. Nou hierdie spesifieke prentjie van borduurwerk, of die gedagte van borduurwerk. Maar nogal daaraan dink dat ons lewens lyk ook baie keer soos borduurwerk. As gevolg van omstandighede en gebeure in ons lewens, lyk dit baie keer vir ons asof ons lewens nooit gaan uitwerk. Asof daar soveel dinge in ons lewens is wat nie vir ons gaan werk soos wat ons gehoop of beplan het. Dit sal werk. Die prentjie wat ons egter vir die wêreld wys, lyk baie mooi. Dit lyk asof ons net volle in beheer is van ons lewens, maar hier binne voel dit presies die teenoorgestelde. Hier binne voel dit vir ons asof die lewe glad nie gaan werk. Ons kyk na ons lewens en ons sien 'n klomp drade. Daar's verskillende kleure drade. Daar's geen patroon, daar's geen vorm nie. Ons weet nie hoe om sin te maak van dit wat in ons lewens gebeur. Iewers hier binne in ons probeer ons tog sin uitmaak van wat in ons lewens aan die gebeur is. Ons probeer sin maak van dinge wat gebeur soos dood. Dinge wat gebeur soos siekte wat oor ons lewenspad kom. Ons huwelike wat besig is om te verbrokkel. Ons finansies wat skeefloop. Ons worstel met daardie losdrade in ons lewens van teleurstelling, van emosionele drade soos 'n miskraam wat plaasgevind het, of die feit dat 'n kinderloos is. Ons worstel met drade van verhoudings wat skeef geloop het, van vrese wat ons in ons ronddra, ons veiligheid, vrese oor die toekoms. Die binne in ons lewens hang hierdie klomp drade van bekommernisse. Bekommernisse oor hoe ons gaan oorleef in die tye en omstandighede waarin ons tans leef. As ons kyk na hierdie klomp drade in ons lewens, dan voel dit baie keer vir ons asof ons lewens absolute chaos is. Asof daar geen sin meer in ons lewens is nie. En ons worstel konstant met hierdie vraag, hoe verander ek dit? En dan kom Paulus in 1 Korintiërs 13, die gedeelte wat ons saam gelees het, en dan sê hy vandag vir ons, moenie bekommerd wees nie, moenie ontstel raak nie, want daardie klomp drade, daardie chaotiese lewe waarna jy kyk, dit is maar die lewe. Dit is maar hoe die lewe is. Eintlik kan jy daaraan niks verander, solank as wat jy in hierdie wêreld is. Maar, dan bring dit ook vir ons hoop in hierdie gedeelte. Ons kan dit dalk nie verander. Maar ons kan wel nie dieselfde prentjie van ons lewens vat en dit net omdraai. En dan lyk die prentjie heeltemal anders. Hy sê vir ons in vers 12, nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien
'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Sien geliefde broer en suster, vanoggend kyk ons bietjie na ons eie lewens. En dan kyk ek na my eie lewe en dan sien ek hierdie losdrade. Ek sien hierdie chaos in my eie lewe. En dan kom Paulus en hy sê, maar eendag sal jy die hele prentjie sien. Wanneer is daardie eendag? Is dit wanneer ek eendag in die hemel is? Sien wat Paulus hier sê. Daardie eendag is nog in ons lewe wat ons tans leef. Hy sê so in vers 11, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou almal van ons wat vanoggend hier is, wat kinders het of wat al kinders grootgemaak het, weet tog dat kinders weet mos altyd beter. Kinders weet mos altyd alles. Ons as ouers stel 'n klomp reëls op, 'n klomp moets en 'n klomp moenies van wat hulle mag doen en nie mag doen nie. Maar kinders weet beter as hulle ouers. Ouers sal vir hulle kinders sê, moet asseblief nie oor daardie natvloer hardloop nie. Wat weet ma en pa nou? Dit is so lekker om daar te loop oor die natvloer. En dan gly ons en ons val en ons breek ons arm en vir 'n oomblik is daardie kind se lewe in absolute chaos gehou. En dan wonder kinders, hoe het ouers geweet dit kan gebeur? Kom ek antwoord die vraag. Want ouers het lewenservaring al opgedoen. Ouers het ervaring in die lewe. Ouers stel nie reëls op of 'n klomp moets en moenies omdat hulle aspres wil wees. Of omdat hulle kinders se pret net gewoon wil bederf. Ouers het ervaring en daarom stel hulle reëls en regulasies op. Ouers sal vir hulle kinders sê, gaan speel tog asseblief aan die ander kant by die cricketbal, nie hierso by die huis nie. Wat weet ma en pa nou? Hier is die beste plek om cricket te speel, want alles is hier wat ons nodig het. Ja, en dan gaan die bal deur die venster. En vir 'n paar weke het ek nie op my boude sit. My wêreld word tot 'n stilstand geruk deur my ouers. En dan wonder ons, het ma en pa geleer dit al gebeur? Weereens, hulle het ervaring. Ouers beskik nie hierdie superkrag om die toekoms te kan voorspel nie. Hulle het gewoon ervaring. En daardie ervaring gee vir hulle die vermoë om toekomsskattings, vooruitskattings te kan doen van dinge wat verkeerd kan loop. Kinders sien nie altyd die hele prentjie van die boetiewerk, want hulle het nog nie ervaring. Maar soos wat hulle deur die lewe gaan, tel hulle ook hierdie ervaring op. Soos hulle deur die lewe gaan, raak hulle ook so slim, soos ma en pa. Kan hulle ook vooruitskattings doen van wat in die toekoms kan gebeur. Maar hulle het dit nog nie. En ervaring, geliefde broers en susters, in ons eie lewens, laat maak baie keer die lewe van ons sin. En dis wat Paulus hierdie beeld van die kind wees teenoor volwassene wees probeer stel. As ons hierdie beeld van toepassing maak op ons geestelike lewe, dan is ervaring in ons geestelike lewe gewoon 'n verhoudingslewe wat ons saam met God lewe. Hoe meer ek van God in my lewe leer ken, hoe duideliker raak die prentjie van my lewe. Hoe meer ek God leer ken, hoe meer begin verstaan ek lewe en gebeure in die lewe. Want hoe nader ek aan God beweeg, hoe meer dan kyk God my vanuit 'n ander perspektief, 'n omgedraaide prentjie, dat dit wat gebeur in die lewe en die lewe self. Dan kom ek tot daardie diepe besef, dat wanneer die dood oor my pad kom, het sy die dood van 'n geliefde, of dalk selfs my eie dood, dan sit nie God wat besig is om my te straf nie. Dood is nie 'n straf nie. Dis 'n wet. Almal van ons gaan sterf. Almal van ons gaan op 'n stadium op die pad van die dood loop. Daar is nie een persoon wat vir altyd bly leef nie. Dis 'n reël, dis 'n wet.
Maar wanneer ek in 'n verhoudingslewe met God lewe, dan kyk ek na die dood. Dan kyk ek na die prentjie van die dood vanuit 'n ander perspektief. Dan sien ek hierdie draad van die dood wat daar in my lewe is as 'n draad van vertroosting van God, selfs wanneer die dood in my pad kom. Probleme en uitdagings beleef ons almal van tyd tot tyd. En dis goed wat maar eie is aan hierdie wêreld. Dis goed wat eie is aan die lewe wat u en ek elke dag leef. Probleme en uitdagings wat oor ons pad kom, is nie God wat aspres is, of God wat ons lewe wil bederf nie. Dis goed wat maar gebeur hierdie lewe. Maar telkens, wanneer ek in 'n verhouding met God lewe, en my probleme en my uitdagings na die Here toe neem, dan hoor ek en sien ek in sy woord en in die natuur rondom my, hoe God vir my goeie leiding, goeie raad en goeie advies gee, te midde van die probleme en die uitdagings wat daar is. Sommige gebeure in die lewe sal u en ek heel waarskynlik nooit verstaan. Dit sal heel waarskynlik nooit vir ons sin maak. Maar hoe meer ons vir God leer ken, hoe meer kom ons tot daardie besef dat God verstaan. God weet en God sien alreeds die hele prentjie. En hoe nader ek aan die Here beweeg, hoe meer kom ek agter, meer kom ek tot daardie besef dat God help my om ook hierdie prentjie in sy totaliteit te sien. Geliefde broers en susters, God leer ons om elke dag afhanklik in volle oorgawe en vertroue aan hom te lewe. En hoekom dan nie? Want hy sy seun na hierdie wêreld toe gestuur om vir ons juis sy goedheid, sy liefde, sy versorging en sy beskerming te kom wys. God is vir u en vir my soos 'n ou. Soos Paulus sê in vers 12. Nou ken ek dit gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Daardie eendag is nie 'n tyd. Daardie eendag is 'n proses. Dis 'n proses waar ek besluit om in 'n verhouding met God te staan en met God te lewe en te groei in daardie verhouding, sodat ek die volprentjie kan sien wat God van my moet sien. Leef saam met God. En wanneer ons saam met God leef, dan bou ons ervaring op. Nie net ervaring in die Here nie, maar ook ervaring in die lewe en in die gebeure van die lewe. Nader ek aan God leef, hoe meer sien ek God se betrokkenheid in my lewe raak. Liefde broers en susters, al lyk die lewe dalk vandag deur mekaar na absolute chaos. Dit lyk dalk soos 'n klomp losdrade met geen patrone en geen vorm. Paulus roep ons op in hierdie gedeelte: vertrou op die Here, want hy sien die hele prentjie. En selfs daar waar ek nie kan verstaan, lê my troos daar dat God wel verstaan. Dat God wel vir my die groot prentjie wil wys. Kom ons wy ons lewe aan die Here. Kom ons nooi die Here om 'n verhouding met ons elke dag te staan. En ons gaan lewe in daardie verhouding. En mag God dan nie net ons oë verander, anders te kyk nie. Mag God nie net ons gedagtes vernuwe, sodat ons met nuwe perspektief na die lewe en na gebeure in die lewe kyk. Mag God ook vir ons die totale prentjie van sy liefde, van sy omgee, van ons helder skilder. Amen. Geliefde broers en susters, as 'n slotsang sing ons die baie bekende lied 512. Ons gaan daar die eerste, tweede en derde vers sing, en ek wil graag vir u die derde vers lees. Waar hartseer, pyn en leed my weerloos laat, sal u my nooit vergeet, my nooit verlaat. Deur lyding bring u my nader my God by u, nader my God by u, nog nader by. Sing as 'n slotsang lied 512. Ons sing hierdie lied dan ook as 'n gebedssang, die eerste, die tweede en die derde vers.
van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen.